Hallo julle, my naam is Catherine van Heerden. Ek is wat jy kan noem 'n life strategist en ek hou daarvan om met mense te praat oor verandering en hoe hulle dit hanteer, want ek dink dit is een van die goed wat die meeste mense mee sukkel. Daar word gesê dat baie mense baie graag wil verandering ervaar, maar die een groot ding wat hulle mee sukkel is die vrees wat daarmee gepaard gaan. Ek wil graag vir jou vertel van 'n paar geleenthede wat ek verandering moes kon hanteer in my lewe. Op 'n ouderdom van 26 jaar oud moes ek die sekuriteit van my werk opgee en ek het my eie besigheid begin. Dit was nogal 'n groot besluit om te neem. Tweedens het ek op ouderdom van 39 jaar oud 'n nuwe baba gehad terwyl ek nog steeds finansiëel in die huis moes voorsien en ook my meestersgraad moes klaarmaak in sielkunde. En derdens het ek na bykans van 23 jaar se huwelik het ek deur 'n egskeiding gegaan wat baie traumaties was vir my. En dan het ek ook nou onlangs so 'n jaar gelede in 'n nuwe verhouding betrokke geraak. So dit is ook weer 'n klomp nuwe verandering in my lewe. Hoe het ek dit hanteer? Die eerste plek dink ek is baie belangrik dat jy vir jouself tyd sal gee. Geef jouself tyd. Ek onthou toe ek deur hierdie veranderinge gegaan het, wou ek so gou as moontlik daardeur kom sodat ek nie tyd mors nie. En ek moes tot stilstand kom en besef dat tyd is belangrik. Dit is belangrik dat jy vir jouself 'n gesonde tydsberekening gee om te sê, miskien het ek 'n jaar nodig om aan te pas, miskien het ek nodig om bietjie meer asem te haal, miskien het ek nodig om myself beter te leer ken in hierdie nuwe fase of seisoen wat ek in my lewe ingaan. So tyd, eerste belangrikste ding. Tweedens, maak seker dat jy jou identiteit wat gepaard gegaan het met die vorige seisoen van jou lewe en die nuwe seisoen, dat jy daardie identiteitsoorskakeling effektief kan doen. Daar moet 'n afsterwe wees van iets en 'n nuwe geboorte van iets anders wat moet plaasvind. Moenie vergeet om asem te haal nie. Wanneer jy deur regtig traumatiese ervarings gaan in jou lewe, moet jy asemhaal. En dan moet jy na jouself fisiologies ook kyk. Oefen, maak seker dat jy gesond eet, maak seker dat jy jouself ook dat jy sekere mense in jou lewe saam met jou vat. Ek het geleer dat wanneer jy deur traumatiese verandering in jou lewe gaan, moet jy baie selektief wees na watse stemme jy luister. Wanneer jy ervaar dat jy gaan vanaf hierdie posisie na 'n volgende een, kyk na watter tipe mense jy jouself moet omring in daardie tyd, want dis uiters belangrik watter stemme spreek in jou lewe in en na wie jy luister. Lees die regte boeke, luister na die regte stemme, spandeer tyd met mense wat jou kan opbou en wat jou kan bemoedig in die veranderingfase in jou lewe. Bo en behalwe alles, maak seker dat jy dankbaar is vir daardie veranderinge wat jy aanpak in jou lewe. So in hierdie journey van verandering, waar ook al jy in jou lewe is, hou moed, byt vas, maak regte besluite, wees gesond, kyk mooi na jouself en verander.